Welkom terug by die groot ontbyt. Frikkie van Loggerenberg van IFSA kuier weer vanoggend op die Geel Bank. Ons gesels oor markte en olieprys. So hou jou baadjie vas, hier gat ons. Ek sien jy het juis een aan wat netjies pas. Presies pas by daai groot bewegings. Ja. Nou vertel vir ons bietjie van die interessante internasionale beweging met die olieprys en die markte. Wat het uitgestaan vir jou? So aan dit was nogal 'n baie interessante laaste 3 maande as mens spesifiek kyk na die olieprys. Nou, daar is maar definitief nog onruste. Daar's ook nog nie duidelikheid van hoe lank dit nou gaan aanhou nie. En ons het nou gesien dat die olieprys het werklik waar amper 68% gestyg van einde Februarie af tot nou toe, wat 'n verskriklike groot sprong is. Wat dit nou nog bietjie anders te maak en bietjie meer interessant maak, is dat die Emirate het mos nou besluit om nou nie meer deel te wees van OPEC nie, van OPEC nie, en hulle is al 60 jaar wat hulle al lede daarso is. So dit gee sy eie dinamika aan hierdie hele effek, wat vir my sê dat daar vir 'n tydjie lank nog bietjie onstabiliteit en wisselvalligheid gaan wees. Die groot base wat van die olieprodusente het ook gesê, kom die oorlog tot stand of tot stop nou, dat dit so 'n komplekse struktuur is of komplekse mark is, dat dit ten minste 'n jaar gaan vat vir alles om te normaliseer. So dit is verskriklik. Die markte het ook baie snaaks gereageer, waar ons plaaslike mark is 4% af die afgelope 3 maande van daai tyd af, en jy kan sien dat die langtermyn tendense nou na so 11% te beweeg, die 5 jaar tendense. Europese markte baie plat, wat absoluut niks daar gebeur nie. Amerikaanse markte het die beurse, die S&P 500 rekordhoogtes geslaan. So dit is nou 'n inverse effek van wat daar is. So ons is besig met interessante tye. Wat is julle verwagting met die wisselvalligheid? So dis nou op die punt in tyd kan ons nou sien dat die werklike ekonomie en die finansiële markte nou baie mooi met mekaar praat, want net soos 'n roomkoek, as jy hom gaan eet reguit op die heupe is, as die olieprys verhoog, dan kan jy nou sien dat die brandstofpryse direk daarmee gepaard gaan, en as ons die regte pryse sien of kan kwoteer, dan sien ons dat die oliepryse of die brandstofpryse verhoog het. Nou uit olie uit maak hulle diesel, hulle maak petrol vir ons gewone karre, en hulle maak jet fuel wat hulle nou vir die vliegtuie gebruik. Alles wat gebruik word vir vervoer, nommer 1. En ons kan nou sien dat daar 2 spesifieke industrieë is wat hard of swaar gaan trek oor die volgende tyd. Dis so 'n landbousektor wat baie diesel gebruik. Daai inset is verskriklik duur. Vervoer van al die kosgoede ensovoorts. So daarso is 'n groot druk wat daarop geplaas word, wat weer direk na die verbruiker toe oorgeplaas gaan word. En dan die mynbousektor ook, gebruik ook verskriklik baie diesel, gebruik baie krag, gebruik baie vervoer. So dit het 'n direkte impak op ons as verbruiker, en ons gaan dit nou sien in die markte ook wat nou so gaan reageer. Sjoe. Frikkie, is dit maar net sogenaamde markgeraas, of is dit iets wat ons reg gehoor moet gee, en hoe beïnvloed dit ons as beleggers? Hoe moet ons daarop reageer? So daar is baie geraas. En dit skree op die stadium met tyd, want almal het 'n opinie, en omdat as jy mense na tradisionele ekonomie vat, 5 sê dit, 5 ekonome sê dit. So mense is half in die middel, en dis verskriklik. So 'n mens moet bewus wees vir daaraan gaan. Nou, hoe dit ons affekteer is direk op in ons sakke. Ons kan nou sien tussen 32 en 36 rand vir 'n liter diesel. So jou besteedbare inkomste gaan minder begin raak, want inflasie begin nou so verskriklik druk. Jy gaan nou sien dat kospryse begin verhoog, omdat die vervoerkoste nou ook so verhoog is. Jy gaan minder geld hê, soos ek sê, om ekstra te bestuur. Jou geldwaarde gaan nou verminder omdat die inflasiesyfer nou gaan verhoog, en die markte gaan anders te reageer. So jy moet nou gaan spesialiseer. Die goeie tye wat ons nou gesien het uit die beurse plaaslik die afgelope 2 jaar is nou op 'n einde. Jy moet nou doelgerig begin kyk. Mense baie keer sny net die geraas uit. Hoe doen mense dit? Maak jy oor dit toe. Kry oorpluisies. Baie eenvoudig. 'n Mens moet notisie neem, maar dit gaan oor die reaksie, meer as enigiets anders. So wees bewus wat aangaan, maar jy het nie nodig om te reageer nie. Moenie emosioneel reageer nie. Werk met mense wat nou al jare en jare se ervaring het, soos wat ons 25 jaar plus het. Ons is al deur klomp markskommel, klomp bewegings, klomp olieprys verhogings, verlagings ensovoorts. Jy moet objektief strategies gaan kyk na jou omgewing, en daarvolgens moet jy jou beleggingsbeplanning uiteensit, en glad nie probeer emosioneel reageer nie. So, dit is die hele ding. Ek voel half bang en emosioneel daaroor. Is dit moontlik om die
risiko tot by voordeel te bestuur in my beleggingsportefeulje? So aan definitief. Jy het risiko in jou portefeulje het jy nodig, want as jy net konservatief gaan belê, het jy geen kans om die inflasiesyfer te klop nie. Jy het risiko nodig. Maar gespaard wat saam met risiko gaan is die teenkant ook is 'n risk and reward, soos wat die Engelsman sê, is opbrengs wat jy nou daai kant kry. So jy moet 'n diversifiseerde portefeulje bymekaar kyk hoe jy risiko in jou portefeulje kan insit en dan of van daai voordele moet jy nou gebruik vir jou. Nou Warren Buffett, wat nou een van die beste en welbekendste beleggers in die wêreld basies is, het gesê as hulle raak opgewonde as daar so verskriklike skommelinge is, want daar's geleentheid. Jy kan nou 'n langtermyn strategie kan jy nou teen 'n goedkoper prys koop. So jy het geen kans om iets perfek tydsberekening te doen of op die regte tyd te koop nie. Niemand het daai voordeel nie. So jy moet infaseer oor tyd. So mense wat nou met 'n groot gros kontant sit of net met kontant sit, moet eintlik nou na die geleenthede kyk, want met hierdie wisselvalligheid kan jy nou 'n investeringsstrategie bymekaar sit en jy kan op gemiddeld kan jy 'n baie goeie opbrengs lewer. Mense sê baie keer tyd is een van hulle grootste bates of tegnieke. Verduidelik 'n bietjie vir ons daaroor. So Jen, tyd is 'n risiko-neutraliseerder, wat ek dit so kan sê, want as jy gaan kyk die afgelope 3 maande hoe wisselvallig ons beurs was, maar en dan begin jy angsbevange raak, want hierdie is verskriklike bewegings wat risiko uiteensit. Maar as jy oor 'n 5 jaar termyn sit en jy trek daai grafiek bietjie uit, gaan jy sien dis baie meer gematig en dis so tyd het 'n effek of 'n neutraliserende effek op die risiko wat jy kan bestuur. Die ander gedeelte wat tyd het, wat vir my baie belangrik is, is die saamgestelde effek van wat tyd veroorsaak. So gister het ek 'n sommetjie gemaak vir 'n kliënt toe ons daar sit. R3 miljoen in die bank na belasting, 7.8%, 11% wat hy in die beurs sou gekry het oor dieselfde tyd. Oor 1 jaar het hy R80,000 meer met die kapitale winsgedeelte oor 1 jaar. Maar die saamgestelde effek, daai selfde sommetjie oor 10 jaar het hy R1,8 miljoen meer. So dit maak amper half nie sin nie dat 80,000 in 1 jaar, 1,8 miljoen oor 10 jaar. So daai saamgestelde effek is die krag van tyd. Okay, so tyd is aan jou kant as jy risiko's tot jou voordeel wil gebruik, en die ander ding wat jy moet gebruik tot jou voordeel is goeie diversiteit. Nie waar nie. Op watter tipe instrumente moet ons fokus? So ek dink op spesifiek op hierdie spesiale of omgewing wat ons huidigelik self invind, moet jy baie selektief en baie objektief gaan kyk watter bateklasse presteer goed in hierdie tyd en het oor die afgelope 5 jaar baie goed gepresteer en ons kan gaan kyk na die alternatiewe. Daar is verskansingsfondse, daar is privaat ekwiteits, privaat skuld, daar is kommoditeite, die goudprys wat ook vir ons bietjie waarde toevoeg. So jy moet nou gaan spesialiseer en gaan kyk. Ek wil 40 of 50 of 60% van my portefeulje wil ek so diversifiseer dat jy 'n goeie opbrengs kan kry oor tyd wat vir jou 'n baie goeie kans gee om by jou doelwitte uit te kom en jy wil wegbeweeg van jou meer tradisionele tipe net staatseffekte en ekwiteite. Daar is ander alternatiewe fondse of ander alternatiewe strategieë wat 'n mens kan gebruik om nie die ligte uit te skiet nie, maar net die volatiliteit bietjie minder te maak en dan op die einde van die dag jou beste te kan kry. Frikkie, en daar's so baie mense wat ek seker is nou sit en kyk en dink, okay, ek het 'n hele klomp vrae nadat ek geluister het wat Frikkie sê. Jy het 'n hele rits onafhanklike adviseurs ook wat vir julle werk. En jy het volgende 'n spesiale aanbod. Vertel ons daaroor. So ons het die week nog 5 gratis konsultasies wat ons nog oor het. Ek het vroeg vanmôre het ek vir die span het gesê hoor hierso daar is 'n gapentjie. Julle moet laat weet dat die mense kan kontak. En ons staan gerus by om daai gratis konsultasie by die mense uiteen te sit. Fantasties. So as jy 'n paar gratis sessies vanoggend wil kry by IFSA, dan moet jy met hulle gesels. Ons gaan nou vir jou daai kontakbesonderhede stuur. Sê net vinnig vir ons 'n eenvoudige voorbeeld van die tipe opbrengs en markbeskerming wat so 'n portefeulje soos die waar ons gepraat het in die laaste 6 maande tot 'n jaar vir ons kon inhou. So in 'n netop baie kort. As jy gaan kyk wat was die wisselvalligheid in die mark, het jy enigiets gegaan van -4% tot 15% die laaste jaar.
Nou, die alternatiewe of gediversifiseerde portefeulje het 40% minder volatiliteit. So jy kyk minus 1,5, minus 2% en ook by die 15%. So as jy dit gaan omsit in rand en sent, maak dit 'n groot verskil. Jy weer eens, die doel is nie om ligte uit te skiet en die beste opbrengs moontlik daai te kry nie. Die doel is om by jou doelwit uit te kom met die minste volatiliteit en die laagste risiko moontlik om daarby uit te kom. Sjoe, dit is goeie en waardevolle inligting. Baie dankie Frikkie. Mag jy 'n vrukbare dag verder hê. Dis al die koeldranke wat die tonge knoop. Ja, inderdaad, te veel suiker wat ons vanoggend gehad het. As jy dalk een van daai gratis sessies by IFSA se wonderlike adviseurs wil loslaan, kan jy direk met IFSA gesels. SMS die woord kontak nou na 48422. SMS kos R1.50, BSNV is geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer, FSP 4337. Dit is kontak na 48422. Bly ingeskakel vir die nuus om 7.